Môre geliefde, welkom op hierdie pragtige Sondagoggend. Ons het gister gepraat dat die Here gee vir ons gawes om hom mee te dien. En dis nie vir ons vreemd nie, want ons weet dis hoekom hy dit vir ons gee. Maar nou kry ons die vraag vanoggend, maar hoe dien ek hom deur hierdie gawes? Kom ons gaan lees wat Petrus vir ons skryf in 1 Petrus 4. As goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien, in ooreenstemming met die genadegawe wat elke een ontvang het. Moet julle mekaar bedien. En dit is tog hy wat vir ons hierdie gawes gegee het. En dis dan mos nie heeltemal onvanpas, of as hy van ons vra, dat ons hom daarmee sal dien nie. En dis eintlik so maklik om dit te doen, want dis so bietjie half abstrakt. Dis mos maklik om jouself te verbind tot iets wat jy nie eintlik self kan sien of weet hoe dit moet gebeur nie. So dis maklik om te sê, kom ons dien God met ons gawes, maar nou kom 1 Petrus met 'n hele ander invalshoek. Hier staan nie so seer dat jy God met jou gawes moet dien nie, maar wel dat jy jou medegelowiges daarmee moet dien. Wat jy hier moet verstaan, is dat daar nie 'n verskil tussen die twee bestaan nie. Jy dien God juis met jou gawes as jy selfs die geringste van julle gemeentelede daarmee begin dien. Nou is dit nie meer iets abstrakt nie, want daar is duisende geleenthede waar jy in jou gemeente betrokke kan raak en kan begin dien. Die vraag net, geliefde, sien jy regtig daarvoor kans?
Here Jesus, ek is dankbaar teenoor U, wat my die gawes gegee het. Help my om U daarmee te dien, deur dit te gebruik, om die naaste, die mense om my, daarmee te verryk. Amen. Mag jy ook saam met my dan, geliefde, 'n lieflike dag hê.